was nog kinders, toe ons nog kinders was. Welkom by ons program Wiskunde by die huis. In hierdie halfuur gaan ons alle ouers, oumas, oupas en kinderversorgers help met idees om wiskunde begrippe speel aan te leer en vas te lê. Moes die kinders glad nie hoor, en loer jy soms deur die sleutelgat, dan roep jy jou net vas, want kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Jy is ingeskakel op Radio Overberg 101.8 FM. Ek is Sandra en ons gesels vandag weer bietjie wiskunde. Ons program se naam Wiskunde by die huis en jy is baie welkom vanmôre. So lekker dat almal ingeskakel is. 'n hartlike welkom aan ieder en elk wat ons vandag weer voor in die klas sit en bietjie kom luister wat se wiskunde is belangrik en wat se wiskunde kan ek met my kinders doen. Ek is so bly julle is almal ingeskakel. Onthou as jy 'n oulike idee het of 'n vraag het, jy is baie welkom om hier na die Radio Overberg e-pos vir my e-posie te stuur of na die WhatsApp nommer ook vir my 'n WhatsApp te stuur en dan kan ons dit verder vat daarvandaan. Maar vandag is die 21ste Mei en my maand hardloop ook nou alweer hier onder ons vlerke uit. So kom ons kyk waaroor gesels ons vanmôre. Ek wil vanmôre met julle gesels oor 10 maniere om jou kind met wiskunde te help. Daar's so baie dinge rondom wiskunde, maar op die einde van die dag bly dit maar jy as ouer of versorger wat verantwoordelik is om jou kind by die huis ook met wiskunde te help. In die klas is dit absoluut net nie moontlik vir die juffrou om alles te kan doen wat hulle graag met die kinders sou wou doen nie. Partykeer is daar nie genoeg tyd vir vaslegging nie. So ons by die huis moet maar hulle hande vat en op die einde van die dag is dit mos maar ter wille van ons eie kinders. En ons wil graag hê ons kinders moet goed wees in wiskunde. Ons het regtig so baie wiskundiges nodig. En 'n mens gebruik wiskunde omtrent elke dag. Ek het nou verlede week het ek gesê 50% van die tyd wat jou kind net met vrye spel besig is, wanneer hy sommer net speel met iets, dan is hy ook alreeds besig met wiskunde of daar's wiskunde begrippe waarmee jou kind dan nou ook besig is. Nou ek het hierdie vreeslike oulike artikel gekry en ek wil dit graag met julle deel. Dit is Hendrik de Kok, hy's 'n volkskooldosent en hy het hierdie baie oulike ding gesê. Hy sê, maar die kinders vra, maar mamma, waar gaan ek nou ooit hierdie wiskunde in die regte lewe gebruik? En dit is die vraag wat mammas en pappas en versorgers altyd baie vrees. En as jy nou nie weet wat om vir hulle te sê nie, dan gaan ek nou vir jou 10 goeters gee waarmee jy jou kinders 'n bietjie kan help. Ons besef almal dat ons kinders hulp nodig het, want hulle moet 'n goeie begrip hê, hulle moet goeie vaardigheid hê, die basiese wiskunde konsepte moet hulle kan bemeester, sodat hulle voorbereid vir hulle eie toekoms kan wees. Dis so belangrik. En dan natuurlik vaardigheid hê met basiese wiskundige konsepte, soos optelling en aftrekking, vermenigvuldiging en deling. Dit lê alles die grondslag natuurlik oor hoër orde wiskunde. So voordat ons kan algebra doen, moet ons kinders kan ordentlik optel en aftrek en vermenigvuldig en deel byvoorbeeld. Maar hulle moet ook veral die vermoë hê om probleme op te los. Nou ja, ons het al baie gesels oor probleemoplossing in hierdie program en ek hoop regtig julle help julle kinders dat hulle op 'n speel manier al daardie basiese konsepte mos nou kan lekker vas lê. Nou julle weet Albert Einstein was mos nou 'n baie slim wiskundige en wetenskaplike en hy het gesê education is not learning of facts but it's the training of the mind to think. Sjoe, en is dit nou nie waar woorde nie? Maar die vraag bly steeds, ek het laerskoolkinders en hoe verduidelik ek wiskunde aan my laerskoolkinders? Nou kom ons kyk gou so 'n bietjie. Ek weet ouers doen met liefde wiskunde by die huis met hulle kinders en hulle wil graag hê hulle kinders moet ook 'n liefde vir wiskunde hê. Nou ja, heel eerste van alles, taal en wiskunde. Wiskunde is 'n taal op sigself en dis baie waar. Sonder die regte taal, die regte wiskunde taal, gaan die kinders baie sukkel om goed soos definisies van wiskundige begrippe, soos klein goedjies soos wat is groter as, wat is kleiner as, wat beteken dit nou eintlik regtig? So mens moet seker maak dat jou kinders dit weet natuurlik.
En die tweede ding wat jy moet doen is om 'n getalbegrip eerder as triks of memorisering of slim maniere en metodes vir jou kinders te leer. So die kinders moet verstaan wat hulle doen, al kom hulle baie keer by 'n verkeerde antwoord uit. Die proses, die metode wat hulle gevolg het, moenie altyd net soos 'n Bobbejaan metode wees nie, of daar's nou 'n slim manier om by die antwoord uit te kom nie. Die kinders moet verstaan, hoekom doen hulle dit, hoekom is die volgende stap dit. Nou, hulle sê daar's 'n lekker triek in wiskunde, waar jy nou vir die kinders kan sonder begrip enige goeters kan aanleer. En daai trieks is baie skadelik vir jou kind. Om vir 'n kind te leer dat die komma by die desimale getal na links skuif, met vermenigvuldiging, sonder die begrip dat die getal groter word, byvoorbeeld, is mos nou heeltemal sinneloos. Hoekom sal die komma nou skuif? Wat gebeur nou eintlik? En hulle sê mens moet ook nie strategieë afdwing op jou kind, en jy moet liewer vir jou kind toelaat om self te ontdek, om self 'n plan uit te werk, né? Daar kom die probleemoplossing alweer deur. Die derde ding is fundamentele en basiese wiskunde. 'n Kind moet sy basiese berekeningsreëls ken, soos die volgorde van berekeninge, as ook die vermenigvuldigingstafels. Ons kinders sukkel om tafels te leer, en as hulle nie hoopies gemaak het en groepies gemaak het nie, kan julle weet, hulle gaan nooit hulle tafels regtig onthou nie. En moenie dat hulle dit soos papegaaie net leer nie, wys vir hulle, hoe lyk die getalle? Wys vir hulle dat die getalle meer word elke keer. Dan gebruik van hulpmiddele. Nou ja, ons het goed soos telrame en albasters en blokkies en breekestelle. Al hierdie goeders moet altyd vir die kinders beskikbaar wees, sê hulle. Jy kan selfs klippies en stokkies gebruik. En want al daai goeders is baie beter as net pen en papier. Tensy jy dit nou fisies teken, né, op die papier. Metrieke eenhede. Byvoorbeeld, wanneer jy kos maak, en laat hulle die resepte vir jou lees, wanneer hoeveelhede afgemeet moet word, ensovoorts, hoe laat is dit, hoe lank nog, daai tyd, en moenie dat hulle vir jou die vraag vra nie, vra jy bietjie slag vir hulle die vraag, dat hulle moet kan uitwerk. Ons moet nou soveel kilometer ry, ons ry soveel uur in 'n kilometer, of soveel kilometer in 'n uur, ekskuus tog, so hoeveel uur gaan ons ry, hoe lank gaan dit vir ons neem om op 'n plek in te kom? Hoe ver is dit nog? Wat is die afstand? Kombinasies van afstand en tyd. En dan natuurlik ook geld. Hoeveel klein geld moet ek kry? Hoeveel dink ek gaan dit ongeveer min of meer vir my kos? Daai skatting is baie, baie belangrik vir ons kinders. En as ek nou met 'n R50 winkel toe gaan, kan ek mos nou nie R60 se produkte gaan koop nie, né? So die skatting van min of meer hoeveel dit gaan kos. Kom ons kyk na die winskoopieblaaie, hoeveel gaan dit my kos, dat ek kan weet hoeveel geld ek min of meer moet saamvat. Nou deesdae tap almal net hulle kaarte, die plastiekgeld, en ons kinders weet nie meer van begrotings en sulke dinge nie. So dis baie belangrik ook natuurlik dat ons kinders hulle eie sakgeld sal hê, en dat hulle dan nou sommer ook sal leer hoe om daardie sakgeld van hulle reg te gebruik. Dan wiskundige speletjies. Ons het net verlede week gepraat van wiskundige speletjies, dat dit so belangrik is, maar onthou, dit moet ook vir die kinders pret wees. As ons dink aan getalle, as jy nou in die motor is en jy ry, daai lekker nommerplaat speletjie, speel julle dit nog met julle kinders? Tel die getalle van die nommerplaat bymekaar, trek dit af, watter is dieselfde? En ek het so 'n vriendin daar in Struisbaai, sy onthou registrasienommers van of nommerplate van mense ongelooflik goed, en ek kon nooit verstaan hoe sy dit doen nie, maar sy het sulke sommetjies wat sy na kop maak. So ja, 2, en dan 'n 4, en dan 'n 8, en dan weer 'n 4, so dis 2 plus 2 is 4, en daai 4 plus nog 'n 4 is 8, en so gaan sy aan, né? So ja, dit is nogals vir my baie interessant altyd. Ludo, slangetjies en leertjies, daai speletjies is alles baie lekker speletjies wat jy met jou kinders kan speel, nie net om die tyd om te kry nie, nie net om hulle besig te hou nie, maar ook om hulle getalherkenning aan te help. Vorms, boublokkies, allerhande soorte vorms wat jy bo op mekaar sit, langs mekaar sit, onder mekaar sit, wat jy vergelyk met mekaar, wie kan die hoogste bou, wie kan die langste trein bou, dit is alles deel van lekker speletjies, en jy kinders leer van vorms die hele tyd. Om wiskunde in vorm van speletjies te doen, sê hulle, bring baie pret
en die vak voel nie vir hulle soos werk nie. Dit voel nie vir hulle na daai vreeslike abstrakte ding, as juffrou sê, kom ons gaan nou vandag wiskunde doen nie. Want baie keer as juffrou so sê, dan het die kinders sommer klaar so 'n blok in hulle brein, en hulle sê, ek wil nie nou wiskunde doen nie, ek hou nie van wiskunde nie, wiskunde laat my nie lekker voel nie, ek voel nie veilig wanneer ek moet wiskunde doen nie, want daar's heeltyd hierdie vreemde woorde, hierdie woordeskat wat ek nie ken nie, en ek verstaan nie lekker as juffrou praat van eweveel en onewe en gelyksydig, en dit maak my kop net so deurmekaar. So ons moet ons kinders laat lekker speletjies doen, sodat hulle al daai woordeskat kan ontdek, sodat dit in die wiskunde klas nie vir hulle so, die Engels praat van daunting is nie, nee, dat dit nie vir hulle voel, o genade, hier kom nou 'n groot ding nie. En wiskunde speletjies is mos nou lekker gesinsspeletjies. So is dit nou nie te lekker om 'n bietjie speletjies met jou kinders te speel nie. Gee 'n bietjie aandag en wees bietjie daar vir jou kinders. En dan natuurlik het ons ook kompetisies by die huis teen mekaar. Wie se kamer is vanmôre die netjieste aan die kant, wie het die meeste vierkante in hulle kamer en sulke tipe van goed. Dis altyd baie interessant om dit met jou kinders te speel ook natuurlik sommer. En dan onthou, daar's ook lekker groot speletjies of internasionale speletjies as olimpiades waarin jy kan gaan deelneem. So julle as 'n gesin kan ons ook inskryf vir so 'n groter wiskunde kompetisie byvoorbeeld. En dan tegnologie is nie altyd net sleg nie. Ja, ek weet ek raas baie oor heeltyd op die foon wees en heeltyd speletjies speel. Dis nie altyd sleg nie. Daar is rekenaarspeletjies byvoorbeeld waar hulle wiskunde kan oefen op die rekenaar, en daai goedjies is baie goed vir ons kinders. Ek weet my eie seun het so 'n program gehad wat hy sulke goedjies wat so uit die lug uitgeval het, en dan moet hy hulle vang, en dan moet hy tel hoeveel het hy gevang, en hoeveel rooi is het hy gevang, en hoeveel blou is het hy gevang. So ja, daar is baie oulike rekenaarspeletjies wat jou kinders wel op 'n skerm kan speel, maar hulle doen wiskunde. Dis nie net ons skiet nou mekaar met vreeslike gewere nie. Dan fokus op die logika, en nie net altyd op die reg en verkeerd nie. So ons leer mos uit ons foute, nê? So as jy 'n berekening gedoen het en jy het nou iewers ergens 'n stappie uitgelos en nou is die antwoord nie reg nie, dan leer ons uit daai foute. So volgende keer as ons nou weer daai berekening moet doen, dan moet ons onthou van daai stappie wat ons laas uitgelaat het. So dis nie, nee, jou somme is nou almal verkeerd nie. Kom ons kyk net gou iewers het jy nou ietsie net uitgelaat. Volgende keer gaan ons dit nou beter doen. Sodat dit nie heeltyd hierdie negatiewe ding is van, dis al my somme is verkeerd, ek kan nie wiskunde doen nie. Ons kinders gee baie maklik op, mos natuurlik ook. Ons is definitief nie gefokus op perfeksie nie. Jy plaas eerder jou fokus op die logika en die stappe wat op mekaar moet volg, as wat jy nou by die antwoord byvoorbeeld gaan uitkom. En dan denkvaardighede en probleemoplossingsstrategieë moet die heeltyd aangekweek word. En dit gaan vir die kinders op baie gebiede, nie net in die wiskunde klas nie, baie handig wees. Hoe het Albert Einstein gesê? A person who never made a mistake never tried anything new. Sjoe, ek wil dit weer vir julle sê. A person who never ever made a mistake never tried anything new. Want as ons met 'n nuwe ding begin, dan gaan ons mos foute maak, nê? Totdat ons dit lekker goed ingeoefen het, en dan gaan ons nie meer die foute maak nie. Dan kom dit so half outomaties. Dink maar toe jy motor leer bestuur het, wat het jy gedoen? Daai eerste keer het die kar so gespring, bokspring eintlik as jy weggetrek het. Maar soos wat jy dit meer en meer gedoen het, so het jy dit makliker reg gekry. En nou dink jy nie eers meer daaraan nie, nê? Nou doen jy alles sommer so outomaties. Partykeer weet 'n mens mos eers, hoe het ek nou van hierdie plek na daai plek toe gekom nie, want jy doen dit nou sommer so outomaties. Nou nee, ja, voor ons nou verder wegry, kom ons gaan net eers gou na so 'n bietjie musiek luister, en dan sê bly jy ingeskakel op Radio Oeverberg 101.8 FM. Ek is verlief op die lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. As die sterre in my oë dans, liefde in my hart lê sans, sonder om dit hoef te sê, weet hoe lief ek hom gaan hê. Wyl die peperboom blom, jacarandas weer bloei, en die lentewind kom,
ek is verlief op die lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. As die sterre in my oë dans, liefde in my hart lees sans, sonder om iets hoef te sê, weet hoe lief ek hom gaan hê. As die kloktoren slaan, as die straat om my praat, as die tyd sou gaan staan, so gaan spits hier tot laat, denk ek heel dag net aan. Lang maar blonde man, lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. As die sterre in my oë dans, liefde in my hart lees sans, sonder om net hoef te sê, weet hoe lief ek hom gaan hê. Ek is verlief op die lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. Ek is verlief op die lang maar blonde man. As die sterre in my oë dans, liefde in my hart lees sans, sonder om net hoef te sê, weet hoe lief ek hom gaan hê. Liefie, ruik jy dit? Dis nie net kos nie, dis Hills en Royal Canin. Alice, ek is al by die deur. Kom ons gaan. Rustig, liefie. Ons moet eers vir ons mense sê daar's 10% afslag by Pet Food Express in Bredasdorp. Wat? 10%? Dis meer, meer kos. Net vir April en Mei, so hulle beter gou maak. Pet Food Express, Olsynsweg 46, Bredasdorp. Ja, van die leiband, van die sleutels. Kom nou. Ons wag nie. Ons eet. Met NJR Begrafnisonderneming gee jy jou geliefdes gemoedsrus en waardes soos nog nooit tevore nie. Sluit vandag aan en kry gratis haal en oplaai oral in Suid-Afrika, 'n Kersfeesbonus, 5 dae se gratis lê, R200 se ligtyd en R1000 vir eetgoed na die diens. En boonop kry jy gratis doodsregistrasie en outomatiese inflasieaanpassing. Skakel Nico vandag nog by 082 572 4952. NJR Begrafnisonderneming, regte omgee in jou tyd van nood. Jy is ingeskakel op Radio Oeverberg 101.8 FM, hier waar jy die lekkerste musiek luister en baie lekker interessante programme kry. My naam is Sandra en ons gesels vandag so bietjie oor wiskunde. Nou ja, wiskunde moet maar by die huis ook gedoen word. Wiskunde is 'n gesinsding en die wiskunde woordeskat moet beslis by die huis ingeoefen word. Onthou, as jy nou nie altyd ons programme kan luister of nie, of jy kan net so halfpad luister, daar's altyd 'n potgooi beskikbaar, so 'n dag of wat nadat die program uitgesaai is, sodat jy kan gaan luister. Gaan net na ons webwerf toe, www.radiooverberg.co.za, en daar sal jy die potgooi so aan die onderkant van die bladsy sien. Ons gesels vandag so 'n bietjie oor verskillende maniere hoe jy jou kind kan help met wiskunde. En ons is nou al hier by die 9de een, so ons het al 'n hele klompie agter die blad. So kom ons kyk gou 'n bietjie na woorde. Woorde wat vir jou aan wiskunde laat dink. Nou ja, mense sê altyd vir jou kind, man, wiskunde is maklik. Wiskunde is amazing, soos die kinders sê. Wiskunde is fascinerend. Dis pret, dis baie bruikbaar en dis baie handig. En dan vergeet jy van fases soos, ek kan nie wiskunde doen nie, of ek is nie aangelê om wiskunde doen nie. My familie kan nie wiskunde doen nie, my ma is nie 'n wiskunde mens nie. Daai goed hoor ons as juffrouens in die klas die heeltyd. En wat hoor die kinders as ma sê, die kinders doen hom vandag vreeslike wiskunde al in die klasse. Ek het nooit hierdie wiskunde op skool gedoen nie. En outomaties dink jou kind, o genade, my ma of my pa kon nie eers die wiskunde doen nie. Nou hoe moet ek dit doen? Ek is nog net 'n kind, hulle is al groot
en hulle kan dit nie doen nie. So kom ons praat die regte taal met ons kinders by die huis ook en sê, wiskunde is die beste vak op die hele aarde, want wiskunde gebeur die heeltyd rondom ons, né? Ons gebruik heeltyd wiskunde. Hier waar ek nou in die ateljee sit, gebruik ek wiskunde, want ek moet die tyd lees, ek moet kyk dat die advertensies op die regte tyd gespeel word. So ja, dis alles deel ons nou ook van wiskunde. En dan moet 'n mens ook maar 'n bietjie pas op vir etikettering, né? Wiskunde is net vir die nerds en die slim mense. Is net slim mense wat kan wiskunde doen. Dis baie beslis nie waar nie, want almal het maar iets waarmee hulle sukkel as dit by wiskunde kom. Selfs die slimste wiskundiges. Hulle sukkel ook baie keer bietjie met wiskunde. En moet ook nie negatief van die onderwyser praat nie, asseblief tog nie. En as jy te veel prys, is dit natuurlik ook 'n probleem, né? So as jou kind die hele tyd moet hoor, hy is 'n wiskunde genie, dan kan hy ook 'n vrees ontwikkel vir mislukking. Dan sê hy soos, ek het nou vandag een som verkeerd gehad. Nou is ek nie meer 'n genie nie. Ek is nie nou meer goed genoeg in wiskunde nie. So sê maar net vir jou kind, nee man, kom ons kyk gou waar was die foutjie, kom ons maak daai foutjie reg, en dan kan jy help jou kind om 'n goeie wiskunde selfbeeld op te bou natuurlik. En heeltyd moet jy positief motiveer natuurlik, gesonde aanmoediging en die prys van harde werk en uithou vermoë is baie belangrik. Sê ek is so trots op jou. Ai man, kom ons kyk gou waar het jy nou dan die foutjie gemaak? Jy het dan so hard gewerk gister. Nee man, dit was net hierdie gewees. So kom ons maak dit reg en dan het jy mos nou sommer al jou somme reg, né? So wees heeltyd positief terwyl jy wiskunde doen. En as jou kind nou moedeloos word en hy sê, kan nou net nie meer, ek weet nie hoe hierdie goeters is nie, dan moet jy vir hom mooi verduidelik hoe goed dit is om jou brein in te oefen, dat jou brein kan groei en kan sterk word. En hier het Einstein ook 'n baie interessante ding gesê. Hy het gesê, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ja, ek dink dit is so 'n bekende ding wat hy gesê het, né? Ons moet ons kinders aanmoedig, maar kom ons maak seker dat hulle op die regte plek en in die regte omstandighede natuurlik ook is. En dan die laaste enetjie vandag, kweek 'n goeie ingesteldheid. Dit is so belangrik. Of jy nou met 'n aanleg vir wiskunde gebore is, of dan nou nie. Vir baie mense kom wiskunde mos nou maar net maklik, né? En ander ouens sukkel maar met die wiskunde. Dit kos vir albei harde werk om uiteindelik te kan presteer. So dit is nie net die ouens wat 'n aanleg het vir wiskunde wat vleiende vaandels daardeur gaan nie. Hulle breine is dalk net so 'n bietjie anders bedraad en hulle kan dalk 'n bietjie makliker en vinniger tot by die antwoord kom. Maar die ouens wat hard werk, hulle kom ook by die regte antwoorde uit. En 'n mens moet natuurlik wiskunde fiks wees. Het julle dit geweet? Ja. Jy vergelyk dit met 'n atleet vir jou kind of 'n pianis wat baie moet oefen, want voortdurend moet hulle oefen. So kom ons gaan vandag weer ons breine lekker opwarm gou en dan gaan ons bietjie wiskunde doen, dat ons breine net kan fiks bly. En hoe meer wiskunde mens doen, hoe beter en hoe beter en hoe beter raak jy. En ek gaan nou afsluit vandag met 'n laaste bietjie Einstein wysheid vir julle, en hy het gesê, it's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. Nou ja, dit is baie gepas vir ons kinders. So hoe langer jy aan 'n probleem werk, hoe makliker gaan jy mos nou daardie probleem kan oplos, en nie net sommer opgee nie. Nou ja, ek wil ook nie julle moet met julle kinders opgee vanmôre nie. Julle moet asseblief vir hulle aanmoedig dat hulle goeie wiskunde, lekker wiskunde kan doen, want dit kan vir hulle net baat. Nou ja, ek groet tot volgende donderdag, wanneer ons dan weer met mekaar gesels oor 'n bietjie wiskunde by die huis. Kom kuier elke Vrydag aand om 8:00 met my Dion Arends in die Briani Kombuis op Radio Oeverberg 101.8 FM. Kom gee jou lyf 'n lekker tyd. Kom Langarm, kom Joel. Briani op Radio Oeverberg 101.8 FM om 8:00 op 'n Vrydag aand. Sien jy daar? Verdien jou huis of besigheidsperseel 'n facelift? By Paintsmiths Bredasdorp kry jy die beste kwaliteit verfwerk, waterdigting en vloerinstallasies. Jy kry 'n gratis kwotasie op al jou projekte. Ons verskaf selfs kontrakteurdienste wat die verfwerk professioneel vir jou sal doen.
Ons gebruik net die beste produkte soos Midas Earthcoat, die eco-vriendelike Zero VOC en die pragtige Aniston White. Kry vandag nog jou gratis kwotasie by Paintsmiths Bredasdorp, 68 Kerkstraat, Bredasdorp. Bel ons op 028 424 1522. Maak jou tuiste en besigheid splinternuut. Paintsmiths Bredasdorp. Diens en kennis. O liewe Lulu, sal jy vanaand by my kom doedoe? Die liefde brand hier in my hart soos voodoo. My drome lê aan skerwe, liewe Lulu. O, ek kry hoendervleis as jy die dans van betree. Ek fantaseer oor hoe jy alles gee. En as jy uithaal en dan ek so lekker swaai, dan word ek mal. Sonder jou is die dansbaan verlate my nooit. My hele lyf bewe, want mooi bly maar mooi. My hart gaan oploop as jou oë en jou smile spot met my. O liewe Lulu, sal jy vanaand by my kom doedoe? Die liefde brand hier in my hart soos voodoo. My drome lê aan skerwe, liewe Lulu. O liewe Lulu, jy is die prinses van die nacht, liewe Lulu. Het my in jou mag, liewe Lulu. My drome in jou siel verdrink. En as almal staar na die meisie hiervoor, tergende glimlach en haar oor jou deurboor. Dit leef as jy dans en jy gly soos 'n kat oor die vloer. Daar is iets in jou meisie wat my bloed laat stol. My oë vasgevang en my hart is op hol. Die passie waarmee jy die dansbaan regeer, liewe Lulu. O liewe Lulu, sal jy vanaand by my kom doedoe? Die liefde brand hier in my hart soos voodoo. My drome lê aan skerwe, liewe Lulu. O liewe Lulu, jy is die prinses van die nacht, liewe Lulu. Het my in jou mag, liewe Lulu. My drome in jou siel verdrink. Lulu, sal jy vanaand by my kom doedoe? Die liefde brand hier in my hart soos voodoo. My drome lê aan skerwe, liewe Lulu. O liewe Lulu, jy is die prinses van die nacht, liewe Lulu. Jy het my in jou mag, liewe Lulu. My drome in jou siel verdrink. O liewe Lulu, sal jy vanaand by my kom doedoe? Die liefde brand hier in my hart soos voodoo. My drome lê aan skerwe, liewe Lulu. O liewe Lulu, jy is die prinses van die nacht, liewe Lulu. Het my in jou mag, liewe Lulu. My drome in jou siel verdrink. O liewe Lulu, sal jy vanaand by my kom doedoe? O liewe Lulu, o liewe mooie sexy liewe Lulu. Kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was by ons program Wiskunde by die huis. Volgende donderdag 10:30 tot 11:00 kuier ons weer lekker saam om nuwe praktiese en prettige wiskunde idees met mekaar te deel. Die kinders glad nie hoor, en loer jy soms deur die sleutelgat, dan roep jy jou net vas. Want kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was.